Matrix, welkom by die evolusie hoofstuk, die laaste hoofstuk van jou matriekjaar. Jy is amper klaar, nog nie heeltemal nie, maar amper daar. En ons praat van evolusie gebeur deur 'n proses natuurlike seleksie. Ons gaan later meer spesifiek kyk na wat dit beteken, maar solank jou thinking net kan regkry, dit beteken net survival of the fittest. Hoekom ek vir jou sê, dis nog nie heeltemal klaar nie, is want hierdie ouetjie tel 54 punte in vraestel 2. Dit is een van die grootste gewigte onderwerp in jou hele biologiejaar. So ja, dis belangrik dat jy hom onder die knie kry. So wat beteken evolusie? Evolusie beteken net volgens die woordeboek beteken dit net verandering oor tyd. Maar biologiese evolusie is enige genetiese verandering in 'n bevolking of 'n populasie wat oor verskeie generasies geërf word. Daai is die definisie wat jy gaan leer en dis die definisie wat jy gaan skryf. Mense, dit is die proses waardeur organismes vanaf vroeë forme ontwikkel het gedurende die geskiedenis van die aarde. In November 2022 toe vra hulle daarby 1.2.1 die proses van verandering in die kenmerke van biologiese spesies met verloop van tyd, en dit is biologiese evolusie. So wat is 'n teorie teenoor 'n hipotese? 'n Hipotese, hoop ek daarom jy het nou met dit te doen gehad in jou hoërskoolloopbaan. Dit is 'n moontlike verduideliking of voorspelling vir 'n probleem wat nog getoets moet word en aanvaar of verwerp moet word. Ons het byvoorbeeld die uit-Afrika hipotese waarna ons later gaan kyk. Dit is net 'n moontlike verduideliking of 'n voorspelling vir iets wat ons wil oplos. Nou 'n teorie, mense, is 'n wetenskaplike verduideliking wat deur bewyse, waarnemings en getoetste hipoteses ondersteun word. Die teorie van evolusie is 'n wetenskaplike teorie. Dit is deur verskeie hipoteses nou al met tyds getoets en geverifieer. Mense, so twee baie belangrike definisies van hierdie hoofstuk is: eerstens het ons 'n biologiese spesies, 'n groep organismes met soortgelyke eienskappe wat onder mekaar kan kruisstel en 'n vrugbare nageslag produseer. Die vrugbare nageslag is 'n baie belangrike kernterm van hierdie definisie. Dit beteken dat die nageslag gaan 'n nageslag produseer en daai nageslag gaan ook 'n nageslag produseer en daar gaan generasies vorm. Kyk nou byvoorbeeld die mense. As jy nou eendag iemand ontmoet en jy het kinders, gaan jou kinders groot word en jou kinders gaan ook kinders kry. Dan word jy 'n ouma of 'n oupa. En daai kinders, jou kleinkinders gaan ook kinders kry en dan vorm daar generasies. Ons kyk byvoorbeeld na kameelperde. Kameelperde gaan teel, hulle gaan kleintjies hê, daai kleintjies gaan in die toekoms ook kan kleintjies kry. As ons kyk na byvoorbeeld die donkie en die perd. As hulle kruisstel, dan kry ons wat ons noem 'n male. Nou die male is steriel, wat beteken hy kan nie voortplant nie, en dit beteken dan vir ons dat die donkie en die perd is nie van dieselfde spesies nie. 'n Populasie en 'n bevolking, mense, dit is dieselfde ding. Populasie is net die direkte vertaling van population uit Engels uit. So jy moet altyd kan herken in 'n vraestel, jy kan enigeen van hulle skryf, dit is dieselfde ding. Dit is 'n groep organismes van dieselfde spesies wat saam in 'n bepaalde habitat op dieselfde tyd voorkom en kan kruisstel. Jy aan die regterkant kyk en jy sien jy het byvoorbeeld 'n bevolking leeu's in Suid-Afrika en 'n bevolking leeu's in Kenia en 'n bevolking leeu's in Tanzanië. Hulle is almal nog steeds deel van dieselfde spesies, maar hulle kom net fisies in 'n ander habitat voor. In Mei 2025 toe vra hulle daar by 1.2.8 by biologiese terme 'n groep organismes van dieselfde spesies in 'n spesifieke habitat op 'n sekere tyd. Nou daai spesifieke habitat op 'n sekere tyd is vir jou baie belangrike kernwoorde en dit is 'n bevolking. Jy kon ook gesê het populasie. In November 2024 toe vra hulle by 1.2.7 weer in die termelys 'n groep eenderse organismes wat in staat is om te kruisstel om vrugbare afstammeling voort te bring. Vrugbare afstammeling is 'n baie belangrike kernwoord weer eens. Dit moet vir jou skree dat dit is 'n spesies. In die 2025 eindjaar eksamen te vra hulle nou hier by 3.3.1 noem wat met 'n biologiese spesies bedoel word. So, jy moet nie net die definisie herken nie, jy moet die definisie ook kan uitskryf. En dit is 'n groep organismes met soortgelyke eienskappe wat kan kruisstel om 'n vrugbare nageslag te produseer. Dis vir 2 punte. Hy kan vir 3 punte tel en in die geval wat hy 3 punte tel, sal wat kan kruisstel vir jou nog 'n punt gegee het. In November 2022 toe vra hulle by 3.2.1 definieer die term bevolking. Dit is 'n groep organismes van dieselfde spesies wat in dieselfde habitat op dieselfde tyd voorkom. In Mei-Junie 2023 toe vra hulle by 3.2.3 verduidelik hoe dit bevestig kan word dat al hierdie honderasse aan dieselfde spesies behoort. So nou vra hulle dit vir jou 'n bietjie anders term. Maar dit moet jou nie omgooi nie, mense. Wat weet jy van 'n spesies? Die belangrikste ding van 'n spesies is dat hy produseer 'n vrugbare nageslag. So wat moet gebeur? Ons moet hierdie verskillende individue van hierdie diere nou laat met mekaar teel en kyk of hulle vrugbare nageslag produseer. So jy laat hulle toe om met mekaar te kruisstel en kyk of hulle 'n vrugbare nageslag produseer. Alright, volgende gaan ons kyk na die bewyse vir evolusie. Vra asseblief vra indien jy onseker is of enigiets het en lekker leer.